Goeiemôre. Dit is donderdagoggend 27 November 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle almal graag daaraan aan die Bosberaad vanaand om 7 uur waar ek onder andere gesels met Chris Wyatt, Rob McGimsey en ons drie gaan dan interaktief met ons lede gesprek voer oor waar staan Suid-Afrika vandag? En die onderwerp is Let's Analyze South Africa. Kom ons ondersoek 'n bietjie van die goed in Suid-Afrika met dan spesifiek die oog op die afgelope G20 en wat sien ons in die toekoms in die verhouding van Suid-Afrika teenoor die Verenigde State van Amerika. Almal kan deelneem om te kyk, dis oop vir almal om te kyk en ek wil julle aanmoedig om te kyk. Ek dink dit gaan 'n baie interessante gesprek wees en uit die aard van die saak omdat Chris Amerikaner is, sal die grootste deel van die gesprek in Engels verloop. Maar maak seker, jy's vanaand om 7 uur ingeskakel by hierdie week se Bosberaad. Dan, in die tweede plek wil ek julle herinner aan die peiling, die meningspeiling wat ek gemaak het na aanleiding van die vraag of dit dan nou eties of oneties of geregverdig is dat daar verskillende vlakke in die ondersteuning van die kanaal bestaan. Het 95% van die 553 mense wat gereageer het 95% gesê die kanaal moet voortgaan. En slegs 5% het gesê nee, dit moet toemaak. Maar dit sê ook vir ons dat 5% van die mense wat na hierdie kanaal luister, nie werklik luister met die doel om te hoor nie, maar bloot luister met die doel om te kritiseer en af te breek. So, mense, ja, wees gerus, ons sal voortgaan met die kanaal, ek sal voortgaan met my uitsendings, met die Bosberade en die superkletse. Maar een ding is duidelik wat mense moet verstaan. Hierdie kanaal is my inkomste. Die superkletse, die lidmaatskappe, is vir die wat my wil finansiëel ondersteun. Wat voel ek het 'n goeie werk gedoen? Vir so laag as R19.99 dink ek. R19, minder as R20, wat vir jou toegang gee tot gesprek in die Bosberade. Dit beteken 4 Bosberade per maand, wat beteken dit kos jou minder as R5 per uitsending en op daai mate wys jy ten minste jou ondersteuning dan ook vir die kanaal. Maar van amper 41,000 intekenare op die kanaal is daar slegs so wat 850 mense deel of lid van hierdie kanaal. Nou, ek wil graag 'n bietjie gesels rondom die situasie wat daar in Limpopo ontaard het by een of ander verkeersaktiwiteit. Dit lyk soos 'n spoedkamera of hulle besig is om mense vir spoed te vang, waar daartoe 'n onderonsie ontstaan het en waar hierdie verkeersman dan toe vir die vrou gesê het, "This is not your country. Go to America, this is not your country." En dit wys vir jou dat daar 'n direkte rassistiese lyn onmiddellik ingebring word indien daar 'n argument of 'n navraag ten opsigte van sekere sake sou bestaan. En die oomblik as hulle nie weet hoe om dit te hanteer nie, dan begin hulle aggressief optree, magsmisbruik en go to America, this is not your country. Nou, in die eerste plek, vergeet nou van hierdie spesifieke insident wat daar plaasgevind het, maar ons het dit in die tyd gesien met die
COVID-inperkings, hoe daar op 'n paar blankes hardhandig opgetree was en mag totaal en al misbruik was. Ons onthou Becky Cele se geskree op Ian Cameron en 'n verskeidenheid van ander voorbeelde van mense wat in polisiestasies aangerand word omdat hulle 'n klag wil gaan lê. En al hoe meer en meer vind mense uit dat hulle al minder en minder beskerming het onder die reg. En dat in plaas daarvan dat 'n klagte aangehoor word, hulle op die ou einde as die aggressors gebrandmerk word en daar dan hardhandig teenoor die klaer opgetree word, want hoe durf hulle 'n klag lê? Nou, my advies hieromtrent gewoonlik is, moenie in konflik betrokke raak nie. Hoe moeilik dit ook al mag wees, want die oomblik as jy jou stem verhef, of jy wys 'n antagonisme van soorte, dan is dit onmiddellik gaan hulle oor na aggressiwiteit, en dis heeltemal verstaanbaar dat 99% van hulle nie die behoorlike padwette ken en verstaan en die polisiewette ken en verstaan en as sodanig toepas nie. Dit is duidelik dat hulle dan oorgaan tot hierdie hele aksie van openlike rasisme, die aanval wat hulle wil uitgaan. Hulle sal altyd vir ons sien, want dit pas hulle, as mense wat nie in Afrika hoort nie, ongeag die feit dat ons voorouers die land opgebou het oor die afgelope hoeveel 100 jaar, en dat hulle eintlik nog niks gedoen het nie. Maar ons moet daarop let dat dat toenemend teen die blanke gediskrimineer sal word, hoe meer druk daar ook nou van die FSA se kant afkom, en hoe meer daar geskryf en gepraat word rondom die wit vlugtelinge wat dan na Amerika kan gaan of gegaan het en nog steeds besig is om te gaan. So daar sal altyd daardie gevoel wees. Maar mense, dis iets wat jy dwars deur Afrika ervaar, maar in Suid-Afrika raak dit nou erger, en dit dui vir ons dat hierdie onderliggende rasisme, hierdie onderliggende haat, nie so seer oor wie of wat die persoonlikheid is nie, maar omdat hulle self as minderwaardig ervaar, dat hulle onmiddellik die wit persoon as meer ingelig, beter wetend insien. En dis hoekom hulle dan oordadig optree met 'n soort van 'n magshouding en posisie. En ons sal dit moet opeet vir tyd en wyl. Ons sal dit moet opeet tot die oomblik waar hulle self totaal en al vernietig is. Ek sien iemand het vroeër 'n opmerking gemaak ergens gesê dat hy is nou al lankal 'n lid by ons, maar hy het nog geen persoonlike voordeel daaruit ervaar nie. Jou voordeel kom nie nou nie, jou voordeel kom in die dag wanneer hierdie gemors gaan hand uitruk, waar ons swart op swart geweld gaan sien, swart op wit geweld gaan sien, wit op swart geweld gaan sien. Ons gaan dit ervaar, maar uitgemergel raak in die proses, omdat ons in so verre die minderheid is. En daarom die belangrikheid van groepering om saam te kom, om weerstand te kan bied teen 'n groepering wat ons glad nie goedgesind gaan wees nie. Weereens herhaal ek wat ek al baie gesê het. Dis nie almal wat so is en wat so dink nie, maar die oorgrote massa in Suid-Afrika dink so, want hulle is nie na behore opgevoed nie. En omdat hulle nie na behore opgevoed is, die ken hulle nie die geskiedenis, nie hulle eie geskiedenis nie, nie ons geskiedenis nie. En al geskiedenis wat hulle ken, is dat ons het
die land gesteel by hulle, wat uit die aard van die saak histories onkorrek is, en dat die niks gesteel was nie, maar dat hier grond wettiglik bekom was op 'n verskeidenheid van maniere. Ongelukkig is dit die situasie waarin ons staan. Ek dink die verraaiers van 94 het nooit kon insien dat hulle heldendaad van oorgawe uiteindelik daartoe sal lei dat ons wat agterbly hier op die ou einde gedwing gaan word om vir ons voor te bestaan, ons reg om te lewe te veg. Ons gaan gedwing word. F.W. de Klerk het daai tyd gesê, hy red Suid-Afrika van 'n bloedbad. Maar hy het daai bloedbad net met ongeveer 30 plus jare uitgestel. En daai bloedbad gaan kom. Want hoe redeneer jy met mense wat nie wil luister nie, maar jy ook nie verstaan nie, en wat sy magsposisie misbruik? Ons kulture is nie vermengbaar nie. En daarom sal daar nooit vrede wees nie. Kan daar nooit 'n reënboognasie wees nie. En daarom moet ons gereed maak vir daai dag, wanneer al hierdie dinge ineenstort. Wanneer totale chaotiese geweld deur Suid-Afrika losbars. Want jy kort net een vuurtjie, een insident om dit te veroorsaak. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moenie vergeet om vanaand in te skakel nie, streng om 7 uur, dis oop vir almal om te kyk en ons gaan sommer lekker gesels. Mooi loop, lekker dag.